Vakansies by ouma Dina. Ek het 2 oumas gehad en hulle was familie, soos in tante en susters kind. Dit het natuurlik my pa en my ma tot niggie en neef status gehef. Gelukkig was die kinkel in hierdie storie dat my pa 'n aangenome kind was. Of so het ons gedink. Die werklikheid het met die jare se wonder, spekulasie, idees uitruil en baie gesels verander dat ons vandag glo dat oupa Boet, sy pa, oupa Sakkie Senekal se eie kind is en dat hy bloot 'n buite-egtelike kind moes wees. Dus aan vaderskant was hy eie, maar aan moederskant, wat 'n direkte familieband sou veroorsaak, was hy dan nie familie van my ma met wie hy getroud was nie. Om ons op hierdie onderwerp is dit te verskoon dat enige iemand van die onderwerp onder bespreking sal afdwaal. Dis die onverstaanbaarste, onmoontlikste scenario vir enige mens om aan te dink. En tot die dag van my pa en ma se dood, het niemand met die werklike waarheid vorendag gekom nie. Dit los ons kinders met vrae en onsekerhede wat strek tot nog ver in die toekoms. Wat ek eintlik wil vertel, is van my vakansiekuier ervarings as 'n klein dogtertjie by my ouma Dina. Daarom moes ek hierdie wye draai gaan maak in die familiegeskiedenis. Wat in die eerste plek my doel hiermee is om te vertel uit wat 'n ongelooflike aristokratiese familie albei my oumas kom. Daar is regtig iets baie spesiaal omtrent hulle. Hulle was nie geleerde mense nie. Meer baie fyn, afgeronde, deftige, trotse, sterk vrouens met baie grasie in hulle beweging en doen en late. Om 'n vakansie by ouma Dina te kon deurbring was iets baie besonders. Dit was nie die gewone klein dogtertjie vakansies van groot bederf, baie lekkers en uitgaan en lag en laf wees nie. Dit was heeltemal anders. My ouma was 'n ernstige diabetes met totale vetsug. Sy was baie ongemaklik siek met spatare op haar bene wat gate ingeval het. Hiervan het niemand daai tyd geweet nie. Sy het dit weggesteek met alles wat in haar groot trotse lyf was. Want sy het elke dag mooi aangetrek met die pragtigste geplomde voorskoot om haar klere skoon te hou. Sy het haar dae in 'n groot rottangstoel deurgebring, in die hoek van die groot onthaalvertrek. Die onthaalvertrek was eintlik net doodgewoon die stoep gewees. So het ons haar leer ken en so het ons van haar afskeid geneem. Uit daardie rottangstoel het sy haar huishouding met 'n ysterhand regeer. Sy het presies geweet waar elke kleinste dingetjie in haar huis gebeere word en watter kant van 'n blikkie vorentoe kyk. Miskien is dit waar ek geleer het om so versot organisasie en netheid in my eie huis te wees. Om agter mekaar en uiters georganiseer te wees in absoluut elke aspek van my huishouding is 'n groot en belangrike deel van my lewe. Leonie het nou die dag vir my so 'n prysbrief geskryf wat my baie laat dink het aan die Zulu impies wat voor hulle koning uitdans, terwyl hulle al sy goeie kwaliteite en krete uitbasuin. Dit het my 'n bietjie skaam gemaak, maar my ook laat dink, wie in die hele Suid-Afrika
het soos ek, toe ons hoor dat daar 'n tropiese storm op pad was, gou 'n sak gaan pak met 'n stel warm klere, waterbottels en 'n flits, gereed, net ingeval ons dalk skielik in die nag moet ontruim. Ek meen, dit is regtig ongewoon, maar dit is net hoe ek is. Ek is in my siel oortuig, ek het dit by my ouma Dina geleer en geërf in 'n dubbele maat. Terug by my vakansies. Ek dink ek was haar enigste kleinkind wat vakansies kom deurbring het, omdat al die ander niggies in Johannesburg in kuierafstand van haar af gebly het en dus net vir 'n dag of selfs 'n paar uur kon oorkom om te kuier. Daarenteen het ek lang skoolvakansies by haar spandeer. Frida en Frans was nog in die huis, maar hulle het soggens skool en werk toe gegaan en dit is waar my lekkerte begin het. Ek was regtig nog klein, ek dink my eerste kuier was ek maar so 6 jaar oud. Dan het ek soggens gewas en aangetrek en by haar gaan aansluit, want sy was al klaar op, so asof sy die nag daar spandeer het. Die volgende gedeelte mag klink of ek oordryf, maar dis in die fynste besonderheid die waarheid. My ouma Dina het my verduidelik om vir ons twee te gaan koffie maak en dit het so geklink. Luister nou mooi vir ouma. Gaan kyk op die linkerkantste hoekie van die wasbak. Agter die rooi houer staan daar 'n waterbeker. Vat die waterbeker in jou regterhandjie, want jou regterhand is die sterk een. Dan draai jy die kraan met jou linkerhand oop. Tap nou die beker net oor half vol met die koue water en maak die kraan dan weer styf toe. Dan gooi jy die water in die elektriese ketel. Sit die deksel op en skakel die ketel aan. Dina, dan gaan kyk jy in die spens. Op die tweede rakkie aan die linkerkant voor is die koffiekoppies. Haal vir ouma die groot blou een uit en vir jou die klein groen een. Dra een in elke hand, dan bring jy dit vir ouma. Hiermee kan ek vir ure aanhou, want van die melk en die suiker tot ons uiteindelik by die fish paste broodjie uitkom, is elke ding so vir my verduidelik. Ek kan nie sê ek het ongeduldig geraak nie. Dit was eerder vir my 'n speelietjie en op 'n eienaardige manier was dit vreeslik bevredigend om iets so presies te kon doen. Springbok Radio het 24/7 sag op die agtergrond gespeel. En so het ek na ontbyt begin stories luister. Ek met 'n klein naaldwerkie, soos om 'n blommetjie op 'n sakdoek te borduur of so iets, en ouma met haar koerant, of net met toe oë, so tussen die stories deur. Stiptelik 11 uur het die hele ritueel weer oorbegin, want dan was dit teetyd. Alles is weer soos voorheen verduidelik, en hierdie keer het die versoek bygekom om asseblief by die ketel te bly en dit af te skakel net voordat dit kook. Mens maak nie tee van water wat doodgekook is nie. Net voor dit kook is die beste. Ek vertel baie van kos omdat dit die middelpunt van hulle en haar lewens was. Sy was nie baie beweeglik nie en het haar dae in haar rottangstoel deurgebring. Middagete was gewoonlik die sagste denkbare witbrood en die geurigste Black Cat peanut butter, wat presies volgens voorskrif voorgesit is. Hierdie een het begin met: gaan kyk vir ouma in die middelste laaitjie, die derde tafeldoek van bo af. Dit het 'n groen randjie met wit in die middel. Dan bring jy hom. Die tafeldoekie is dan presies in die helfte gevou en vir die twee van ons gedek.
So het Springbok Radio se Bob Courtney, David Gresham en in die middag Jan Cronje en Esme Everhard ons vermaak vir die hele dag. Klokslag 3 uur 's middag het ouma opgesikkel uit haar stoel en al die kos wat sy vir die aand wou voorberei uitgehaal. Die vorige dag se koerant is netjies oopgevou in die middel en op die tafel gelê. Daar is presies 2 koppies rys afgemeet en die groente en vleis word dan op die tafel uitgepak. Dan het die werk begin in 'n spesifieke volgorde. Die regte vleispot is uitgehaal, die vetste skywe brisket met so 'n breë skyf geel vet aan, is noukeurig afgewas en in die pot gelê om saggies te begin braai kook. Dan is die 2 koppies rys, bietjies vir bietjies op die tafel uitgegooi. Dit moes met die hand uitgesoek word. Daardie jare was rys nie gewas en gepoleer soos vandag nie. Elke takkie en klippie en dingetjie is uitgehaal en die rys is so 3 of 4 keer gewas en dan op die stoof gesit met sout en 'n goeie skep botter. Die skep botter op die rys was op daardie dae, wanneer die rys nie direk op die brisket gekook is nie, dat die heerlike beesvet so stadig deur die sagte rys kook. Ek kan nie onthou dat daar ooit 'n groen slaai gemaak is nie, maar die goudgeel pampoen het wel 'n yslike skep wit suiker opgekry. Dan word dit in genoeg botter gebraai, sodat dit glansend en stroopsoet op jou bord geskep word. Die boontjies vir die boontjiebredie moes fyn gesny word en net omdat daar aartappels in die vleis was, het dit nie beteken dat die aartappels in die boontjiedis afgeskeep moes word nie. Jy kon die oorlosie stel op die oomblik wat my oupa die tuinhekkie oopstoot as hy in die aande van die werk afkom. Presies 5 uur. Dan moes ons almal wat op die werf was, kom soen groet en ouma moes rapporteer of iemand hom nie kon gedraai het nie of ongehoorsaam was daardie dag. Stiptelik om 5:30 het ons aangesit vir ete. O, mense, hulle kon lekker eet, ryk en lekker, groot borde kos. Net oupa en ouma mag aan die tafel gepraat het, tensy hulle jou iets direk vra. Na ete het Frans en Frida met baie dik mond. Ekskuus, ek lag, maar dis amper te goed om waar te wees. Niemand mag aan die tafel praat nie, net oupa en ouma mag. Na ete het Frans en Frida met baie dik monde die skottelgoed gewas, altyd gestry wie was en wie droog af. Ek het maar met ouma se instruksies op die agtergrond weggepak. Dan is die sinkpaadjie uitgedra op die stoep, koerante om die bad gepak, handdoek, seep en waslap gereed om te bad. Nie eers die groot meisies is in die badkamer toegelaat nie. Dit was die groot mense se badkamer. Ek dink vandag is ek slim genoeg om baie bly te wees oor die reëling. Ek dink ek sou in elk geval nooit die bad weer so skoon kon kry, soos wat daarvan mens verwag was nie. Slaaptyd was ook 'n ou saakie op sy eie. Alhoewel ek by Fransie in haar bed moes slaap, was dit nog steeds dodelik vreesaanjaend om in daai donker huis te slaap. En Frans was 'n pes met bangmaak. Sy het altyd so lekker gekry om my die harnas in te ja met haar bangmaak stories en haar oë so groot soos pierings te trek vir enige geluid op die dak of buite. Ek was so verskriklik bang. En onthou julle, die toilet was buite. Geen
enkel mens was ooit in oupa en ouma se slaapkamer toegelaat nie. Dit was hulle heiligdom en dit was altyd skemerdonker in daardie vertrekke. Ek het sommer nog tot onlangs nagmerries gehad oor daai sitkamer. Die skildery van 'n Engelse jagtoneel, van die deftige rooi baadjies op hulle pragtige perde en die honde wat die jakkals uit hulle gate moes jaag op die jagtog. Daar het ook 'n klavier gestaan. Ek het op die oomblik 'n sitkamerstel in my huis wat uit hierdie symste sitkamer kom. Ek het die hout eintlik wit geverf om die donker uit te kry. Daardie huis was doodstil en half skemer. O, frek, dit was 'n bangmaakhuis. Vrydag was dit ouma se baddag. Sy is badkamer toe voor enige een van ons uit die bed was en daar het sy gebly tot kort diskant oupa van die werk afgekom het. Vrydag het sy spandeer om haar bene te behandel en nuwe verbande om te draai wat onder dik sykouse weggesteek was. Ek dink sy het die hele storie maar rus gedoen, die dat dit so lank geneem het. As sy uiteindelik daar uitgekom het, het daar 'n heerlike geur van lavendel rondgehang en haar pragtige grys krulhare het geblink, reg tot volgende week. Oupa Alwyn was self net so 'n eksentrieke mens, 'n groot haan op sy eie klein mishoop. Hy het alles en almal regeer, gekraai wanneer dit moes. Niemand het dit ooit gewaag om tee te praat nie. Hulle het al die jare in Brixton, Johannesburg gebly, in Carolinestraat nommer 81. Ter verduideliking sou ek sê die hele erf was so groot soos 'n netbalbaan. Hierdie erf was tot op die laaste vierkante voet georganiseer in 'n werkende plaas. Daar was die grootste pruimboom wat ek ooit in my lewe gesien het. Stroopsoet, pikswart pruime by hulle duisende. 'n Alberta perskeboom wat die grootste rooi wang perskes gedra het, dat die takke hang. Bewaar enige iemand wat sonder toestemming van hierdie boom geëet het. Dan was daar die taai pit goudgeel perskes wat se takke gestut moes word, want daar was net te veel perskes en elke een was eerste prysgehalte. Nou begin julle my seker nie meer glo nie, want ek het gesê dis so groot soos miskien 'n netbalbaan. Wel, hier kom meer. Die vyeboom het ter hemele uitgereik en as daardie vye ryp was, was hulle so groot soos tennisballe, stroopsoet en verleidelik lekker. Wag, dis nie die end nie. Daar was 'n enorme prieel met lang groen trosse druiwe wat die Kaapenaars sou skaam maak. Onder hierdie pragtige vrugtebome het die werfhoenders rond gepik. En in 'n afgesonderde gedeelte was daar dan die Kersfeeskalkoene wat elke aand gevoer moes word. Aan die ander kant van hierdie afgesonderde gedeelte was nog 'n groentetuin. Die res was netjies met beton uitgeplavei. Dit klink onwerklik, maar ek kan jou verseker, dit is my oupa Alwyn se organisasievermoë wat alles 100% op geoliede wiele laat hardloop het en in orde gehou het. Ek moet een laaste ding vertel. Die aardbewings. Dit was deel van ons lewens, maar elke bewing was so skrikwekkend erg dat my kinderhartjie wou gaan staan. Dit was partykeer so erg dat daar goed van die kaste afval en
portrette skeef gehang het. Dit is natuurlik van die mynbedrywighede onder Johannesburg. Dit is hoe ek my ouma Dina vakansies onthou. Ek mis haar.